Het jy al ooit gewonder hoekom ons Engels op skool leer of hoekom Suid-Afrika die hoofstede het? Die antwoord lê in die Britse koloniale tydperk. Sonder die Britse Ryk sou Suid-Afrika vandag dalk heeltemal anders gewyk het, van ons regstelsel tot die manier van ons hanteer. 170 jaar gelede het Britse soldate in rooi uniforms hier aangekom. En hulle invloed is vandag nog in jou daaglikse lewe sigbaar. Jy gebruik dan elke dag 'n Engelse woord, ry op die linkerbaan of dra skooluniform. Weet jy waar dit vandaan kom? Vandag loop jy by 'n Engels middelskool, gebruik 'n pond geskiedenis in jou ekonomieboek en stem in 'n parlementêre stelsel. Dit alles begin toe die Britte die Kaap oorgeneem het. Die navorsingsvraag sluit in hoe beïnvloed die Britse kolonialisme Suid-Afrikaanse gemeenskappe vandag. Die tema wat ons gaan behandel, wat ek eers gaan behandel, is ras en segregasie. So, die rasseskeiding in Suid-Afrika het reeds in die koloniale tydperk begin, lank voor apartheid. Die regering het wette gemaak wat swart mense se grondbesit, bewegings en regte beperk het. 'n belangrike voorbeeld is die Glen Grey Wet van 1894, wat swart mense verplig het om in klein afsonderde gebiede te woon. In stede is hulle na woonbuurte soos Langa en New Brighton beskuif. Die Native Administration Act van 1927 het swart mense onder tradisionele leiers geplaas en hulle politieke regte verder beperk. Ekonomies is hulle ook benadeel, het belasting en hulle gedwing om werk te kry. En die Job Calabar het goeie poste, net vir wit mense gehou. Sendingsonderrig het swart kinders voorberei vir arbeid, nie vir verdere studie nie. Selfs voor apartheid is mense al volgens kleur, taal en kultuur geklassifiseer. Hierdie praktyke het later deel geword van formele apartheid. Dus was apartheid nie iets niets nie. Dit het voortgebou op koloniale wette en stelsels wat steeds segregasie versterk het. Die tema wat ek behandel is ekonomie en arbeid. Die ontdekking van minerale het 'n ekonomie geskep wat sterk op goedkoop swart arbeid gesteun het, met wetgewing wat hierdie arbeid beheer. Wette soos die passtelsel en die Job Calabar het ekonomiese deelname van swart mense beperk. Die strukturele ongelykhede wat toe ontstaan het, duur vandag voort ondanks pogings so swart ekonomiese bemagtiging. Die tema wat ek bespreek is grondbesit en onteiening. Inheemse gemeenskappe is van hul grond onteien deur koloniale wette en geweld, wat hul kulturele en sosiale strukture vernietig het. Die 1913 grondwet het swart mense tot 7% van grond beperk en verdere eiendomsreg verhoed. Grondverlies het tot ekonomiese armoede, sosiale ontworteling en politieke weerstand gelei, met ongelykhede wat steeds voortduur. Ons het ook onderhoude uitgevoer met gene wat persoonlike ervaring gehad het van die nalatenskap van die Britse kolonie. Ons het reflecteer op die bespreking van die taal deur die invoering van Engels as dominante onderrigtaal tydens die Britse koloniale tydperk het diep blywende invloede gehad op die taalbeleid en opvoedkundige geleenthede in Suid-Afrika. Soos Dr. Strauss in die onderhoud uitlig, het hierdie taaldiskriminasie sy akademiese pad bemoeilik aangesien hy sy moedertaal Afrikaans moes verruil vir Engels om toegang tot hoër onderwys te kry. Hierdie ervaring is nie uniek nie en dit beklemtoon hoe koloniale beleid steeds vandag die samelewing beïnvloed. Daar staan steeds 'n duidelike taalhiërargie waarin Engels gesien word as die sleutel tot sukses, of dit nou in universiteite of die werksplek is. Dit plaas nie Engelssprekende, veral die wat in minder bevoorregte gemeenskappe kom, in 'n benadeelde posisie. Hierdie historiese onderrig bring vrae na vore oor gelykheid en insluiting in modernisme. Daarom moet daar 'n herwaardering kom van alle tale, veral inheemse tale, sodat almal gelyke toegang het tot onderwys
en werd ongeag aan moedertaal. Ware transformasie sal eers plaasvind wanneer taaldiversiteit nie net erken word, maar ook aktief ondersteun en bevorder.